Man, die Here is lief vir ons. Hy is lief vir jou. Oh, die Here is lief vir ons. Loof die Here, hy is lief vir ons. Loof sy wonderlike naam. Ek is so bly jy is vanmôre hier. Dankie dat jy gekom het. Dis lekker om saam te wees. Dis lekker om die naam van die Here groot te maak. Amen. Dis lekker om te sing. En sy naam te verheerlik. Partykeer dink ek ons is so onvrymoedig. Nou nie jy nie, maar die ou langs jou. Ons is partykeer so onvrymoedig. Ons sal maklik opgewonde en bly word oor ander goed, maar hier in die kerk is ons so styf so stysel. Nou nie jy nie. Hallo. Man, ons is lief vir julle. Ons het dit gekies. Nou, ek wil graag vanmôre begin, en ons wil graag vir die volgende 3 of 4 weke hieroor praat. Dis vir my belangrik om nie net boodskappe te bring wat u optel en versterk en wat ook al nie, maar dis vir my belangrik dat ons die waarheid sal ken. Want is die waarheid wat ons vrymaak. Amen. Nou, 'n paar weke terug het ek iemand iets hoor sê. Toe dink ek wonder of dit wat hulle sê, een van ons gemeentelede, en ek dink ek glo hulle bedoel dit opreg, maar partykeer sê ons goed wat ons gewoond is om te sê. Nie omdat dit regtig die waarheid is nie. Nie omdat dit regtig gebaseer is op die woord nie. Maar ons het groot geword met daai persepsie. En omdat ons daai persepsie het, glo ons dit. Kan ek vanmôre vir u vra, is dit moontlik dat dit wat jy glo nie noodwendig die waarheid is nie? Ons het nou met apostolies te doen. Nou ek wil graag vir die volgende 3 of 4 weke, wil ons graag met u deel oor God het dit nooit gesê. God het dit nooit gesê nie. Nou, ek wil graag vanmôre begin deur te sê, een van hierdie goed wat God nooit gesê is nie, is dat ek glo, partykeer, dat die Here wil hê, ek moet gelukkig wees. Partykeer dink ons dat die Here onvoorwaardelik wil hê, ek moet op 'n plek wees waar ek altyd gelukkig is. Ons dink so. Ons sê dit, maar is dit die waarheid? Het was nog nooit so stil in die Gloria nie. Nou, dit is 'n baie gewilde ding wat ons sê, maar in 'n sekere sin is dit ook 'n baie gevaarlike ding. Dink u die Here is meer ernstig oor jou gemak of oor jou groei? Weet jy, daai frase is die frase waar volgens baie gelowiges lê. Selfs al het hulle nog nooit dit hardop gesê nie, in hulle eie hart sê hulle vir hulle self, God wil hê ek moet gelukkig wees. En daarom sal dit gebeur, daarom sal dat gebeur. Maar nie alles wat ek sê is noodwendig die waarheid nie. Ek weet, ek is nou besig om jou appelkarretjie bietjie om te gooi. Maar, en kom ons sê vir mekaar, wanneer ek sê, God wil hê ek moet gelukkig wees, dan klink dit so reg. Dit klink so skadeloos. Dit klink eintlik vertroostend. Dit klink eintlik geestelik. Maar hier is die waarheid. Dit staan nie in die Bybel nie.
Nou is hy rekenaartjie aan. Weet jy wat? Die waarheid is, die Here het dit nooit gesê nie. Nêrens in die skrif verklaar dat God se hoogste doel is dat jy persoonlike geluk moet beleef. Dit is so, ons het nou net gesing, dat ons die Here lief het, omdat hy ons lief het. En as jy die Here, as hy jou regtig lief het, wil hy hê, jy moet iets wees. Maar beteken dit, dat hy wil hê, jy moet heeltyd gelukkig wees? Tog is daar baie besluite wat ons neem, wat hierdie oortuiging regverdig. Baie keer sê ons vir onsself, God wil hê ek moet gelukkig wees, daarom verstaan hy. Ag, die Here sal verstaan. Kan ek vanmôre vir jou sê, party goed verstaan die Here nooit nie. Of baie keer sê, die Here wil hê ek moet gelukkig wees, want hy ken my hart. Ja, hy ken jou hart. Dis die probleem, hy ken jou. Baie keer sê ek, die Here wil hê ek moet gelukkig wees. Die Here wil nie hê ek moet deur ongemak of deur moeilike tye of wat ook al gaan nie. Kan ek vanmôre vir u eerlik sê, en miskien is ek baie reguit vanmôre as ek dit sê, God het een ding ten doel, en is dat jy moet verander om meer en meer te word soos Jesus. Dit gaan nie oor jou gemak nie, dit gaan nie oor jou geluk nie, dit gaan oor jou verandering. Ons gemeente se mandaat is juist dit, in die teenwoordigheid van die Here, laat ek die Here toe om my te verander. En kom ons sê vanmôre vir mekaar, om te verander is nie maklik nie. Kan ek vir jou nog slegte nuus gee? Hoe ouer jy word, hoe moeiliker is dit om te verander. Die groot vraag is dit Bybels? Want ons in die AGS glo, ons in die woord. Ons is mos mense van die woord. Ons is mos gees gevuld, en ons lewe is gebou op grond van die woord. Ons bou nie ons leerstelling wat mense sê nie. Ons bou nie ons leerstellings op die kultuur van die wêreld rondom ons nie. Ons bou ons lewe op die skrif. En die eerste belangrike ding wat ek vanmôre vir u wil sê, ek wil gou gepraat oor hierdie kulturele evangelie van geluk. Kom ons wees gou eerlik, kom ons stop gou hier. Dink aan die wêreld rondom jou. Dit sluit dalk jou in. Kom ons wees gou eerlik. Ons leef in 'n generasie waar mense gemaklik wil wees. Weet jy, baie keer besef ek dit wanneer ek begrafnisse hou. Ons maak vir onsself die wêreld so gerieflik en gemaklik asof ons vir ewig hier gaan bly. Ons moet nie oor begrafnisse in die diens praat nie. Die wêreld sê, volg jou hart. Die wêreld sê, doen wat reg voel. Die wêreld sê, kies wat jou gelukkig maak. Geluk is nie die hoogste morele gesag in ons lewe nie. Die Bybel sê, moenie altyd jou hart volg nie, want jou hart kan bedrieglik wees. Staan in die Bybel. Jeremia 17 vers 9. Jou hart kan bedrieglik wees bo alles. Gevoelens is waar. Jy kry dit, jy beleef dit, jy ervaar dit, maar nie alle gevoelens is van die Here nie. Ook in jou lewe. As geluk die doel is, en hoor my hart vanmôre, as geluk jou doel is, dan beteken dit as ek na ruk wat ek getroud is, nou nie meer gelukkig as kan ek maar vas sê sy moet gaan, dan vat ek maar aan een wat my gelukkiger maak. As geluk die hoogste doel is dit te radikaal.
As geluk die hoogste doel is, dan hoef ek my nie daagliks aan die Here toe te wy nie, want ek wil net gelukkig bly. En kom ons wees gou eerlik, om jou werklik aan die Here toe te wy, moet ek sterf sodat hy kan leef. En baie keer maak dit my ongelukkig. Ek weet nie van jou nie, maar baie keer wil die ou Adam nie hoor wat die Heilige Gees sê nie. Ek wil nie geduldig wees as 'n taxi van die linkerkant vooraf in my ry nie. Hallo, nou nie jy nie, maar die ou langs jou. Jy sien, as geluk die doel is, word heiligheid onherhandelbaar. As geluk die doel is, word gehoorsaamheid voorwaardelik. Ek sal op die voorwaarde. Luister, as die Here met ons praat, hoor ons, of ek so voel of nie. Of ek het wil of nie. Weet jy wat? God vereis gehoorsaamheid. Of het nou my omstandighede beter gemaak of nie. En dit bring my uit by die vraag. As dit dan nie heeltemal die waarheid is, dat die Here wil hê ek moet heeltyd gelukkig wees nie, wat is die waarheid? Wat sê die Bybel? Kom ons gaan gou by dit. Hoor gou wat sê Matteus 6:33. Ons almal ken dit, ek hoop so. Ons is mos apostolies. Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Wat is die fokus? God en sy koninkryk. Dis my fokus, nie geluk nie. Let op, Jesus sê, soek nie eers geluk nie. Die Here sê nie eers, soek jou gemak nie. Hy sê nie, soek emosionele vervulling nie. Hy sê, soek my en my koninkryk en geregtigheid. Weet jy wat? God se prioriteit is geregtigheid. Hebreërs sê, nou ek weet, wanneer ek hierdie versie gaan noem, gaan jy nou sommer morbied word. Hoor gou wat staan in die Bybel. Hebreërs 12 vers 11. Hy sê, nou lyk elke tugtiging. Wat beteken tugtiging? Elke manier hoe die Here jou dissiplineer. Is dit 'n goeie Afrikaanse woord? Nou lyk elke dissipline, of dit nie 'n oomblik, in die oomblik 'n saak is van blydskap nie, maar van droefheid, maar later lewer dit 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Let op. Luister. As die Here ons dissiplineer, is dit nooit lekker nie. Dis nie gemaklik nie en dit maak my ook nie gelukkig nie. Kom ons wees gou baie eerlik. As God se hoogste doel geluk was, sou daar nie tugtiging gewees het nie. As gemak sy prioriteit was Jesus nooit aan die kruis. Ons moet eerlik wees. Maar Jesus sê in Lukas 9, hy sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Dink julle dit is gemaklik en gerieflik om 'n kruis op jou rug te hê? Ek weet nie wanneer laas het jy 'n kruis gedra nie, maar dit was nog nooit gerieflik of gemaklik nie. En dit maak jou ook nie gelukkig nie. Ja, dit is nie 'n boodskap van geluk nie. Die boodskap, die evangelie, is 'n boodskap van verandering, van vernuwing, van herstel, van restaurasie, van genesing van wie ek is.
En dit bring my by die belangrike punt. Want ek hoop nou ek het jou in die diep water gegooi, maar ek wil aan vir jou 'n lantern optel. Daar's 'n verskil tussen geluk en vreugde. Daar's 'n verskil tussen geluk en vreugde. Nou kom ons kry 'n bietjie Bybelse insig. En is hier waar ons geestelike begrip nodig het. Die Bybel beloof nie geluk nie. Hy beloof vreugde. Nou, Galasiërs 5 vers 22, wat staan daar? Voordat jy het noem, jy's te vinnig. Wat staan in Galasiërs 5 vers 22? Dit gaan ons, daai hele gedeelte gaan ons oor die vrug van die Gees. Nou, hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, wat vreugde beteken, en vrede. Okay. Vreugde is 'n vrug van die Gees, nie van die vlees nie. Dis 'n vrug van die Gees. Weet jy wat? Geluk is gefokus op die vlees. Weet jy wat? Jy is gelukkig en geluk is 'n reaksie op jou omstandighede. My oë is nie op omstandighede nie. My oë is in die geloof op die Here. Hallo. Geluk hang af van wat gebeur. Geluk hang af van wat gebeur. Maar vreugde is iets wat hier van binne af kom. Vreugde kom as Jesus Christus binne in my woon. Vreugde word nie bepaal van buite af nie. Vreugde vloei van binne af. Geluk hang af van hoe lyk my omstandighede. Vreugde sê wie ek is in Christus. Vreugde sê selfs as dinge nie volgens my plan verloop nie, is ek nog bly. Is ek nog vreugdevol. Is dit nog steeds, weet jy wat, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want God bly goed en hy bly saam met my. Miskien moet ek gou 'n voorbeeld noem, voordat julle te depressief raak. In Handelinge 16 lees ons van Paulus en Silas in die tronk. Julle ken mos daai storie. In Handelinge 16, miskien moet ek daar voor die tyd begin. Paulus en Silas word geslaan, hulle word gerenoveer, hulle word onderdruk, hulle word in die tronk gegooi, onskuldig. Kettinge in hulle hande, bloed op hulle rug. En in die middernag, wanneer dit op die donkerste is, was hulle gelukkig? Nee, hoe kan hulle gelukkig wees? Dis vroom om te sê hulle was gelukkig. Maar weet jy wat? Al was hulle nie gelukkig nie, was hulle vol vreugde. Groter as die berge. Hallo! Luister, hulle was vol vreugde, hulle het gesing, hulle het gejuig soos regte Pinkstermense. Dis die vreugde wat hier uit hulle binneste vloei. Man, dit gaan nie maklik met ons nie. Ons is nie gelukkig omdat ons hier is nie. Maar, laat ons sing en juig, want God is koning. Laat ons jubel tot eer van die Here, want hy steeds in beheer. Sien, dis die Gees van die Here wat dit voortbring. Nou, terwyl hulle gesing en juig het, het hulle dit nie gedoen om vry te kom nie. Maar omdat hulle vreugde in die Here gevind het, het die Here die deur oopgemaak.
Jy sien, jou geestelike lewe gaan oor fokus. Waarop fokus jy? Nou, ek wil graag die volgende ding sê, maar ek gaan dit net so vinnig noem. Want ek is te bang as ek te veel hierop klem lê, gaan julle die vierde belangrike ding is, of ons dit wil weet of nie, God soek heiligheid. Kom ek sê vanmôre vir julle, die Bybel sê, hoe donkerder dit in die wêreld word, hoe meer met die lig skyn. Hoe vuiler en hoe gemeener en hoe sondig en hoe gebroke die wêreld word, moet God se mense anders wees. Ons is heilig. Ons praat nie soos die wêreld nie. Ons doen nie soos die wêreld nie. Ons tree nie op soos die wêreld nie. Heilig beteken nie dat jy heeldag met 'n pikkewynpakkie moet rondloop nie. Heilig beteken dat jy is anders. 1 Petrus 1 sê, wees heilig, want ek is heilig. God se doel in my lewe is nie dat ek tydelike geluk moet hê nie. Sy doel is dat ek moet transformeer, dat ek moet verander. Romeine 8 vers 29 sê, ek is bestem om verander te word, om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Weet jy wat? Partykeer gaan ons deur goed en ons dan het ons raak ons nou nie jy nie, maar party van ons as ons deur goed gaan, raak ons so mismoedig. Raak jy ook mismoedig? Jy raak so depressief. Jy voel, die wêreld is teen my, die Here hoor my nie. Maar weet jy wat? Kan ek vanmôre vir jou kom sê, gehoorsaamheid kos iets. En baie keer moet ek deur goed gaan, sodat my geloof in hom kan groei en my gees versterk kan word. Kan ek vanmôre eerlik met jou wees? Jy groei die meeste geestelik as jy onderdruk is. Nie as dit goed gaan nie. Heiligheid bring vrede en vreugde. En hier is 'n kragtige waarheid. Wanneer ek my fokus op die Here stel en ek wil hom behaag en ek laat toe dat hy my verander, vul hy my met die vrug van die Gees, waarvan een vreugde of blydskap is. Dan volg vreugde. Wanneer geluk nagejaag word, weet jy wat? Ek kan onthou toe ek 'n jong man was, net begine werk het en ek bly daar in Sand en dit gaan goed met my en dit is asof die Here se guns op my lewe rus. Ek is 'n jong ouetjie en dit gaan goed met my en ek kom op 'n stadium en een aand kom ek in my kamer en ek praat met die Here en die Here sê vir my, jy wil geluk najaag, maar jy gaan leeg aan 'n kant uitkom. Sien, ons jaag nie geluk nie. Ons hardloop na Jesus toe. Jesus, en dis die feite, Jesus is die uiteindelike voorbeeld. Hebreërs 12 vers 2 sê, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het. Kan ek vanmôre vir u sê, en ek weet dat Jesus ten volle God was, maar hy was ook ten volle mens. Dit het hom nie gelukkig gemaak om die Via Dolorosa, die pad van smarte te loop nie. Dit het hom nie gelukkig gemaak, daai aand in Getsemane voordat hulle hom in hegtenis geneem het. Dit het hom nie gelukkig gemaak. Maar dit het sy hart met vreugde gevul om te weet, ek gaan doen wat die Vader verlang. Jesus het nie die kruis geniet nie. Hy het dit verdra. Hy het dit verdra. Hoekom? Omdat daar vreugde aan die ander kant van die kruis was.
Bybelse vreugde sien die moontlike wat kom. Bybelse vreugde sien verby die huidige en kyk na die môre en oormôre. Geluk, weet jy wat, het julle al agtergekom? Ek wil julle moet ek is nou so bang ek sê iets wat ek nie moet sê nie. Maar het julle al agtergekom? Wie van julle hou nog daarvan om voor die radio te sit en te luister? Niemand. Hou jy nie van die radio nie? Jy is te jong. Jy moet oor 'n sekere ouderdom wees. Jy kan nie onder 80 wees om van 'n radio te hou nie. Jy moet bo 80 wees. Maar weet jy wat? Die laaste ruk hoor ek dit al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer, daai stem wat sê, leef net in die oomblik. Jy sien, dis geluk. Leef net in die oomblik. Ons kan nie net in die oomblik leef nie. Ons oog is gefestig op Jesus Christus, die begin en die volleinder van ons geloof. Ons oog is op hom. As Jesus geluk gekies het, was daar nooit 'n Getsemane nie. As Jesus geluk gekies het, was Golgotha nooit daar nie. As hy gemak gekies het, sou hy nie daardie pad gestap het nie. Maar hy kies gehoorsaamheid. En partykeer vra gehoorsaamheid dat jy die kruis op jou skouer moet vat. Nou, een van my vriende, hy is in 'n familie van 6 seuns. Hulle is 6 seuns. Nou sy pa was 'n kapelaan by die spoorweg. Wie van julle kan nog daai woordjie spoorweg onthou? Jy moet oud wees om dit te ken. Maar sy pa was 'n kapelaan, maar hy was dinamies, hy was fanaties eintlik. Hy het terwyl die trein gery het hy in 'n trok gaan staan en begin preek. Want die mense kan nêrens heen nie. As hy by Pick n Pay kom by die opening, dan draai hy die trolley dwars, dan preek hy, en dan voordat mense kan weet wat het gebeur, maak hy die uitnodiging. Hy was fanaties. En die vriend van my vertel, hulle het dit al gevrees om met vakansie te gaan. En al 6 seuns kan baie mooi sing en gitaar speel. So, as hulle die vakansietyd, toe ons nou kinders was, het almal Maagheid toe gegaan. Onthou julle nog? Dan gaan hulle Maagheid toe, dan staan hulle buite kan die woonstelblok, dan begin die 6 seuns te sing, en hulle sing baie mooi. Dan kom al die mense se loer by die vensters uit, om te hoor en te sien, wat gaan hier onderaan? En as die pa sien, maar ek het hulle aandag, dan stap hy na vore, en hy begin 'n preek. Dan gooi hulle om met tomaties en brode, en eiers, en wat ook al hulle het, wat naby is. Jy sien, hulle het vervolging beleef. En baie keer, om Jesus te volg, gaan jy vervolging beleef. Dit kos iets om in die kantoor te sê, ek gaan nie saam met hierdie goed nie. Pastoor, jy kan nie verwag ek moet 'n rebel wees nie. Rebellie het niks aan mee te doen nie. Waardes, karakter is heeltemal iets anders. Ek wens ons kan weer op 'n plek kom waar ons ook kan sê, daar staan geskrywe. Luister, jy kan nie altyd net gemaklik wil wees nie. Jy moet altyd gehoorsaam wees. Daar's 'n gevaar om geluk jou gids te maak. Daar's 'n gevaar. Jy sien, wanneer geluk jou kompas is, dit waantoe jy op pad is, gee jy maklik moed op as dinge skeef begin loop. As geluk jou kompas is, loop jy weg wanneer dit ongemaklik voel. Wanneer geluk jou kompas is,
dan maak jy maklik kompromieë. En dan raak jy makliker ongehoorsaam as gehoorsaam. Maar wanneer heiligheid jou strewe is, staan jy vas, want jy weet wie is jou helper. As heiligheid jou strewe is, volhard jy tot die einde. Jy sien, ek weet nie wat is wat sal ek dit noem nie? Kom ons noem dit maar parmantige geloof. Weet jy, is dit 'n gewone woord, parmantig? Dis eintlik daai cheekiness, om cheeky te wees. Nou, vandag se kinders ken dit nie meer nie, maar ek kan onthou toe ek 'n kind in die huis was. My ouers was nie kwaai nie, maar hulle het my nie toegelaat om cheeky te wees nie. Want dit maak nie saak of ek voor my pa of my ma was nie, hulle sou my met die rugkant van hulle hand geslaan het. Nou nie julle nie, maar weet jy wat? Om in geloof te leef, moet jy daai parmantige geloof hê, wat sê, kom wat wil, ek glo die Here. Ek staan vas, ek volhard, ek groei, ek ontwikkel, ek word sterk, ek volg in Jesus se voetspore. Luister, as Jesus nie eers gewild was nie, hoe sal jy dan nou gewild wees? Die Heilige Gees bring nie gemak voort nie. Die Heilige Gees maak Jesus sigbaar. Kom ons, ek wil afsluit. Wat gebeur wanneer jy God eerste stel? Wat gebeur? Weet jy wat? Daar's 'n balans tussen geluk en vreugde. God is nie teen dit dat jy vreugdevol moet wees nie. Hy wil jy sê, jy moet hom met blydskap eer. Want die blydskap in die Here, dis jou beskerming. Amen. Nehemia 8 vers 11. Die blydskap, vreugde. Hy skep dit binne in jou. Dis nie vanweë uiterlike goed nie. Hoor gou wat sê Psalm 16. En dit is vir my so mooi, want dit is in die Ou Testament. Hy sê, in u teenwoordigheid is daar oorvloed van nie gemak of geluk nie, van vreugde en blydskap. Dis oorvloed. Let op, vreugde word gevind, nie gemak nie, nie gerief nie, nie kompromieë nie. In sy teenwoordigheid beleef jy blydskap. In sy teenwoordigheid. Wanneer jy die Here eerste stel, want ons het begin by Matteus 6 vers 33 sê, soek eers sy koninkryk en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Jy sien, as jy hom soek, vind jy vrede. Jy vind vreugde. Jy kry krag. Hy gee vir jou doelgerigtheid. En daai vreugde, kan ek vanmôre vir jou sê, vreugde binne in jou is meer werd as geluk aan die buitekant. Ek wil hier vir jou vanmôre uitdaag. Ek wil vanmôre jou uitdaag. Kan ek jou vra? Baseer jy jou lewe op uiterlike omstandighede of baseer jy jou lewe op hom? Kan ek jou vanmôre vra, as jy besluite neem, op grond waarvan neem jy besluite? Ek weet die ouer mense het dit oordoen. Maar weet jy wat? Die ou mense het niks gedoen as hulle nie van die Here gehoor het nie. Ek kan onthou toe ek 'n klein seentjie was, het my ma my altyd vertel,
toe sy jonk was, het sy asma gehad, maar geweldige asma. Soveel so, dat sy nie asem kon kry nie. Dan bel hulle pastoor Daniel, dan kom hy, en hy bid totdat die asma weg is. Ons doen dit nie meer nie. Ouens sal vir my kwaad wees as ek in die nag opdaag en ek wil bid dwars deur die nag. Dit is makliker om 'n ambulans te bel en suurstof te kry. Ek wil net vanmôre vir jou sê, ek en jy se oë is gefestig op die Here. Selfs as dit ongemaklik is. Ek kies heiligheid bo tydelikheid. Want die waarheid is, God beloof jou nie konstante geluk nie. Hy beloof jou, in sy teenwoordigheid is daar blydskap. In sy teenwoordigheid. En miskien praat die Heilige Gees vanmôre met jou. Miskien ervaar jy, ek het teen die verkeerde leer opgeklim. Miskien moet jy vanmôre besluit, ek wil die weë van die Here bewandel. Weet jy wat? God wil hê, jy moet vreugdevol wees. Die Here wil hê, jou hart moet gevul wees met blydskap. Miskien moet jy op 'n plek kom, hy sê, Here, ek wil eerder gehoorsaam wees, as enigiets anders. Vandag sê die Here, soek my. Maak my die eerste in jou lewe. Gee my die prioriteit. Miskien moet jy vanmôre vir die Here sê, Here, ek soek U, ek vertrou U, ek kies U. En weet jy wat? As jy gaan standpunt inneem, gaan jy ongewild raak. Maar wil jy nou eerder gehoorsaam wees aan die Here of as aan mense? As jy jou hart in lyn wil kry met die Here, moet jy bereid wees om daai vreugde te vind wat dieper is as geluk. Daai vreugde wat meer is as gemak. Jy sal moet prys gee. En weet jy, baie keer maak ons dit so moeilik vir onsself. Maar dit is so maklik om net te sê, Here, hier is ek. Ag, Here, help my. Ek dink daai woord het al meer mense gered as enigiets anders. Here, help my. Net om oor te gee. Te sê, Here, ek vind my vreugde in U. As jy vanmôre hier sit en sê, pastoor, ek het nodig om weer dit te vind, dan wil ek hê jy met jou hand opsteek en sê, Here, ek besef U praat met my. Ek besef U praat met my. Kom ons buig ons hoofde. Here, ons kom buig voor U. Ek gee al my begeertes aan U oor. Ek gee al my behoeftes aan gemak oor. Here, kom klee my. Here, kom reinig my, heilig my, was my, maak my skoon. Kom vul my met U Heilige Gees. Kom vul my lewe met wie U is. Gee my vreugde wat nie die wêreld kan kry nie. Vreugde wat ek net kan vind in U teenwoordigheid. Dankie dat U vanmôre my lewe volmaak met U blydskap. Want is daai blydskap wat my gaan beskerm teen alles wat van buite kom. In Jesus Christus naam. Amen. Ek wil vanmôre vir jou vra. Jy moet net daar waar jy sit vir jouself sê, geluk is nie my doel nie.